Goeienaand vriende, baie welkom by ons tweede leidingsbyeenkoms vanaand. Dit hou aan tot Woensdag aand. Neem gerus deel elke aand om 7 uur word dit lewend beskikbaar gestel. Dankie ook vir julle wat vanaand hier is. Kom ons maak net die oë toe en roep die teenwoordigheid van die Here aan. Liewe Here, Tamboersloof maak gereed om Paasfees te vier. En ons moet bely dat dit elke jaar maar net 'n fees is wat weer kom en dat ons dikwels vergeet waarom dit werklik gaan. Ons bid vanaand, Here, dat U ook in dit waarmee ons hier besig is, hierdie gemeente sal lei om weer in 2026 Paasfees te vier en weer die vreugde en die blye boodskap te ervaar van die Jesus kind wat aan die wêreld gekom het, gekruisig is, gesterf het, maar opgestaan het en lewe en daarom vir ons lewe gee. Ons kom vanaand na U toe as U kinders wat weet ons is gebroken en daarvoor dank ons U en prys ons U heilige naam. Spreek asseblief vanaand met ons deur hierdie boodskap en help ons, Here, om te weet dat U ons Here en ons God is. Amen. Vriende, ons lees vanaand die gedeelte waar Jesus sy verraaier aangewys het. Vir my persoonlik is dit een van daardie gedeeltes wat ek maar dikwels by verby blaai, want dit is vir my 'n hartseer oomblik. Waarskynlik ook omdat ek iets van my eie menswees in hierdie stukkie heilsgeskiedenis sien. Dis in Johannes hoofstuk 13 vanaf vers 18 tot 32. Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur het, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek gestuur het, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Kom ons hou net die woord vir 'n oomblik hier daar stil. Ons weet dat in die gedeelte net voor Jesus sy verraaier daar in die bovertrek aanwys en hulle saam eet, weet ons dat
die Here sy disippels se voete gewas het. En as jy weer daai gedeelte gaan lees vanaand, dan sal jy sien dat die Here daar vir hulle sê, dat die tyd nou naby is, en dat iemand hom gaan verraai, en die verraaier, die een wat sy hakskeen teen hom gaan lig, met ander woorde, die uitdrukking wat ons sou vertaal met in die rug gaan steek. Die een wat hom gaan verraai, is in hulle midde. En dan weet ons, hulle verstaan dit nie. En ons kan hulle eintlik nie kwaadlik neem, dat hulle dit nie verstaan nie. Maar dit is so asof die Here hulle waarsku, en hy selfs daar vir hulle sê, die een wat saam met my brood eet, met ander woorde, dit gaan een van hulle wees. Maar dit het hulle natuurlik ook nie geglo nie. Waarskynlik het hulle gedink, dit kan tog nie een van ons 12 wees nie, want dis tog ons Here. Dis dalk een van die breër kring. Maar hier, met die voete was, het die Here hulle gereinig, om gereed te wees vir die maaltyd. Maar ons weet, dat om finaal gereinig te word, ons gereinig moet word deur die bloed van Christus Jesus. En as hy dan begin in vers 18 en sê, ek praat nie van julle almal nie, en hy voortgaan, dan sê hy eintlik, daar is een van julle wat nie deel is van hierdie groep nie, en dan wonder 'n mens, hoekom was Judas Iskariot dan daar? Hoekom het die Here hom in die eerste plek gekies om deel te wees van die 12, as hy iemand kies om hom te verraai? Vriende, ons kry die antwoord in hierdie paar verse, want het word vir ons duidelik dat Jesus wel vir Judas wou kies. Hy het ook geweet wat Judas gaan doen, en hy het ook geweet dat dit deel is van God se raadsplan. En hy vertel hierdie dinge vir die disippels, sodat hulle dit kan hoor, sodat wanneer hulle dit besef, wat besig is om te gebeur, dat hulle dit op 'n ander manier kan ervaar en kan aanvaar. Ons weet, dat as hy die uitdrukking gebruik, die hakskeen lig, dan verwys dit na 'n profesie, in Psalm 41, waar Dawid in die omstandighede is, waar alles teen hom draai. Ken ons dit nie baie goed nie, het ons dit nie self al baie beleef nie, en waar Dawid in hierdie Psalm vertel dat sy vyande is besig om teen hom op te trek, maar dan kom daar in vers 10 van hierdie Psalm, hierdie verskriklike nuus, nie net my vyande nie, maar ook my vriende. Kan ons net vir 'n oomblik hoor, die verlatenheid en die hartseer van hierdie profesie. En daarom het ek begin deur te sê, hierdie gedeelte is 'n stuk hartseer. En die Here Jesus is besig om hierdie disippels voor te berei vir hierdie stuk hartseer wat gaan gebeur. En dan lees ons daar vanaf vers 20. Vers 21. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword en open verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het versla na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Ek het net nou vir julle gesê, hulle kon dit nie glo nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous
en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Die Here sê vir hulle, ek glo dit, ek vertel dit vir julle, sodat julle kan weet, ek is wat ek is. Dit herinner ons aan daar waar Moses in die woestyn vir die Here gevra het, maar vir wie sal ek vir die mense sê? Wie stuur my na julle om julle hier uit te lei? Wat is u naam? Dan sê die Here vir hom, Jahwe, ek is wat ek is. Jesus herinner die disippels daaraan, as hierdie dinge begin gebeur, dat hy werklik die seun van God is. En dat hy werklik die Messias is. Hulle hoef daaraan nie te twyfel nie. As hulle daar aan die tafel sit, dan gebeur daar hierdie interessante ding. Die Here Jesus neem 'n stukkie brood. En terwyl hy dit vashou, sê hy vir hulle, dit is een van julle wat my gaan verraai. En onthou, die boodskap was eintlik, ek is die brood van die lewe. Wie van hierdie brood eet, sal nooit weer honger ly nie. En nou kan jy vir jouself indink, hoe ontsteld was hierdie disippels, toe hulle hoor, dis nie maar net een daar buite nie, maar is een van hierdie 12. En hulle het natuurlik nie geglo nie. En Judas steek vir die een vir wie Jesus lief was, wat ons glo aan sy regterkant gelê het aan tafel op, en vir hom te vra, maar vra vir hom, wie is dit? En ons weet, dat die uitdrukking, die disipel vir wie Jesus lief was, Johannes self was. En nou moet ons nie dink, Johannes is besig om sy eie beeld te blaas nie. Dis eerder 'n manier waarop hy nie homself wil vooropstel nie. Maar dan vra Johannes vir Jesus, Jesus, wie is dit? En dan kry mens die indruk dat Johannes eintlik so vorentoe lê op Jesus se bors. En dan sê Jesus vir hom, die een vir wie ek hierdie brood gaan gee, die een wat dit eet, dis hy. En dan neem hy die brood, drup dit in die sous, in 'n bakkie, kruie sous, en hy gee dit aan vir Judas. En ons aanvaar, Judas het waarskynlik aan sy linkerkant gesit. Ons weet dat die disippels aan die res van die tafel dit waarskynlik nie gehoor het nie, en nie verstaan het waaroor dit gaan nie, maar Johannes het geweet, en Judas het geweet. Ons weet ook dat vroeër in Johannes daarna Judas verwys is as die een wat namens Satan optree, die een wat oneerlik was en geld gesteel het en gekla het dat Jesus het gebruik om 'n vrou se voete te salf. Ons weet dat Judas, toe hy die brood ontvang het, dit wel geëet het en baie goed verstaan het wat Jesus vir hom sê. En ons weet ook dat op daardie oomblik het Judas 'n keuse gehad. Hy kon kies. Hy kon sê, help my, ek is besig om te dwaal. Ek is besig om iets verskrikliks te doen. Maar wat doen hy? Hy stap uit in die nag in.
Vriende, in hierdie daad van Judas moet ons iets sien ook in hierdie woord nag in. Dit is meer as net hy het uitgestap want dit was donker buite. Dit is wat die ander disippels verstaan het, want ons weet hulle het waarskynlik aanvaar dat die Jesus hom stuur om nog voorraad te gaan koop vir die res van die fees, miskien nog brood, of wat ook al, ek dink nie, hulle het vreeslik verder daaroor nagedink nie, maar die feit bly staan is daar staan, hy is die nag in, hy is die donker in, hy is die bose in, hy was op pad om sy bose daad te gaan verrig. Dit laat my dink aan Langenhoven wat dit vir ons so duidelik stel, dat in elkeen van ons is daar 'n stukkie boosheid. En die geleentheid moet hom net voordoen en die lelikste kom by ons uit. En ons weet dat die Here geweet het dat dit moet gebeur. Maar nog steeds het hy vir Judas die keuse gegee. En Judas het geval. Hoekom die verhaal so vir my so hartseer is omdat ek dink aan die baie kere wat ek al in my lewe net gefaal het, waaroor ek skaam is, waaroor ek seer is. En dan, vriende, wil ek vir julle vers 31 en 32 lees. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. Hier, in hierdie sin, ek moet klaarmaak, in hierdie sin is die belangrike woord, die woordjie nou. Nou word die Seun van die mens verheerlik. Julle sal sien, vroeër in Johannes sê die Here Jesus, die uur het aangebreek wanneer hierdie dinge gaan gebeur. Maar die oomblik toe Judas hierdie keuse maak, toe sê Jesus, nou begin dit. Nou begin die poppedans, as ek my eie woorde kan gebruik. Maar hoor, die ongelooflike troos wat die Here vir hierdie disippels dan gee. Hy sê vir hulle, julle gaan dit nie nou verstaan nie, maar eendag gaan ek julle uitstuur in die wêreld in, om my evangelie te gaan verkondig en om 'n verskil te maak en in hierdie wêreld te werk. En vandag doen ons dit nog steeds, want ons is sy disippels. En dan sê hy vir hulle, as dit gebeur, word die Seun van die mens verheerlik en daardeur word God ook verheerlik. Kan julle die ongelooflike troos in hierdie hartseer geskiedenis hoor? Dat die Here vir hulle sê, ja, hierdie dinge gebeur, maar onthou, daardeur word my naam verheerlik. Ek weet ek is oor my tyd, maar ek wil graag 'n bietjie spring en net my laaste opmerkings maak. Ekonomies is daar onsekerheid in die wêreld. Ons lees van brandstofpryse, ons lees van oorloë, ons weet dat daar 'n klomp dinge gebeur wat ons eintlik nog nie gesien gebeur het nie. En ons ervaar die gevoel dat ons dikwels maar elkeen na ons self moet omsien. Polities is daar net soveel onsekerheid. Verlang was die politiese lyne redelik duidelik. Dit was die weste teen die ooste. Maar dit is nie meer so duidelik of alle lande
hiermee saamstem nie. En veral, as ons in Suid-Afrika dink, is dit nie meer so duidelik, waar pas ons in hierdie prentjie nie. Ek dink ook aan die korrupsie, 'n polisiemag wat oneerlik is, wat beskuldig word van wandade. Ek wonder oor watter wêreldleiers waardig is om gevolg te word. En as dit nie genoeg is nie, wonder ek ook oor die kerk. Die kerk wat nie net hier in Kaapstad nie, maar oor die hele land, die res van die wêreld kan ek nou nie oor praat nie, maar leegloop en swaar kry, mense wat nie meer betrokke is nie. Maar as ek dit hoor, dan hoor ek hierdie troostboodskap. Nou, in hierdie dinge word die seun van die mens verheerlik. Dat die Here kom en in hierdie oomblik, in hierdie Kairos oomblik, na ons toe kom elke keer in die geskiedenis en ons daaraan herinner en vir ons sê, ek is die Here. Ek is die een wat in beheer is. En natuurlik die boodskap, selfs al dink ons is hoe onmoontlik, selfs al dink ons die wêreld is hoe boos daar buite, dan weet ons, selfs deur daardie boosheid breek God se koninkryk aan. Selfs deur die Judas Iskariots van die lewe, selfs deur die mense wat die booste dinge doen, of het nou ek of jy, of iemand daar buite is, selfs deur dit, laat God sy koninkryk kom. Amen. Vader, ons bring aan U die eer. Jesus, ons dink veral in hierdie tyd aan dit wat U vir ons gedoen het. En o Gees van God, help ons ook, as ons al hierdie dinge dink en beleef, om net weer te weet, U is met ons, U is Immanuel. Amen. Dankie dat jy vanaand hier is, en dankie vir almal wat aanlyn saam aanbid. Ons mag nie hierdie tyd beleef en weer oor nadink, asof Goeie Vrydag nie plaasgevind het sonder dat Jesus opgestaan het nie. Daarom stuur ek jou huis toe met die woorde, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Amen.